So vandag praat ons oor die lokval, die trap van lospraat. Spreuke 13 vers 3 sê, wie sy mond bewaak, bewaar sy lewe. Wie sy lippe wyd oopmaak, vir hom is daar ondergang. New King James sê, he who guards his mouth preserves his life. But he who opens wide his lips shall have destruction. As jy 'n wag voor jou mond het, beskerm jy jou lewe. So, jou woorde is wapens. Jou woorde het gevolge. Dit bewaar of dit verwoes. Dit is 'n breakthrough or 'n breakdown. Hoor jy my? Woorde is 'n breakthrough or 'n breakdown. Een geesgevulde belofte uit die Here se woord kan duisternis ontwapen, stroop. Maar een onverskillige opmerking kan chaos veroorsaak. So die vyand ken die krag van jou woorde. Hy floreer, hy wag vir lospraat, onverskillig praat, te gou praat, in reaksie praat, praat sonder om te dink oor die gevolge, kwaad praat, skinder. Dit gebeur so maklik en jy besef nie die gebeure wat jy daardeur veroorsaak en aktiveer nie. Die skade wat daaruit kom nie. Dis eintlik geestelike sabotasie. Die Here se woord sê, sit 'n wag voor jou mond. Want jou lewe word bepaal deur wat uit jou mond kom. Elke woord wat jy sê bemagtig of die koninkryk van die Here, of jy aktiveer die koninkryk van duisternis. Your mouth must not be a complaint department, it must be a command center. Het jy dit gekry? Radikale verandering begin wanneer jy te gou praat vervang met woordpraat. In plaas om te gou te praat, eers te dink, wat sê die woord? As jy hierdie gaan doen, gaan jy deurbrake en wonderwerke beleef. Ons bid, Vader, in die naam van Jesus bely ek elke onverskillige, roekelose woord wat die vyand bemagtig het in my lewe. Ek kanselleer elke verwoestende woord wat uit my mond gekom het deur die krag in die bloed van Jesus. Ek vervang dit met woorde van lewe, waarheid en belofte. Ek verklaar my mond is nie 'n trap nie, maar 'n trompet wat die woord van die Here verklaar. My woorde sal nie chaos veroorsaak nie, maar genesing en deurbraak bring. Heilige Gees, sit 'n wag voor my mond. Leer my om met autoriteit die woord te verklaar. Leer my om te praat soos een wat in hemelse plekke sit. My mond sal nie deur emosie gelei word nie, maar deur openbaring. Van vandag af sal ek my stem gebruik om lewe te lanseer in die magtige naam van Jesus.